Goeiedag, ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis deur die Bybel met die Bybel in 1 jaar span. Vandag begin ons met 'n nuwe boek, Numeri, en die boek Numeri leer ons dat God getrou is aan sy verbond. Ons sien hier hoe hy lei, hoe hy Israel tugtig, hoe hy Israel beskerm en bewaar op hulle reis na die beloofde land wat hy vir hulle beloof het. En hierdie reis vind uiteindelik sy vervulling natuurlik in Jesus Christus, waar God ons as sy kinders na die ewige rus in die hemelse vaderland lei. Nou, sleuteltemas wat ons in die boek Numeri kan sien, en asseblief ek raak net aan 'n paar, daar is meer. Eerstens, 'n tema vir my is God se getrouheid te midde van die menslike ontrouheid. Kyk gerus na Numeri 13, 14 en 26. Dan ook God se heiligheid en die noodsaaklikheid van gehoorsaamheid van ons as sy kinders, Numeri 16 en Numeri 25. Maar dan sien ons ook iets van God se voorsiening en beskerming gedurende die reis. Lees gerus Numeri 11 en 21, ons sal daarby kom. En dan natuurlik die belangrikheid van geloof en volharding. En Josua en Caleb is ons voorbeelde wat vir ons voorgehou word. En Numeri is daar ook baie voorafbeelding van Jesus Christus. Dink aan die koperslang in Numeri 21, Johannes 3 vers 14 tot 16. Die hoëpriesterskap en die middelaarskap wat ons van lees in Numeri 16, die beloofde land as beeld van die ewige erfenis en ons wat saam met Jesus Christus vir ewig sal wees in sy koninkryk. En dan natuurlik God se voortdurende teenwoordigheid met sy volk, wat ook Jesus is, die Messias, Here met ons. En dan vir my die mooiste vers in Numeri is Numeri 6 vers 24 tot 26. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Maar ons lees vandag Numeri 1. En hier word beskryf hoe God vir Moses beveel om die volk Israel in die Sinaï woestyn te tel. Alle mans van 20 jaar en ouer wat vir oorlog geskik was, moes getel word, volgens hulle stamme geregistreer word, met uitsondering van die Lewiete, want hulle is daar om in die tabernakel diens te doen en die diens van die Here na te kom. En die hoofgedagte wat ek hieruit neem is dat God 'n God van orde is en daarom ook sy volk in orde skep en stig. En dat elke stam 'n bepaalde plek en roeping binne sy verbondsvolk het. En God ken sy volk persoonlik. Hy organiseer hulle volgens sy plan en gee aan elkeen 'n spesifieke plek en verantwoordelikheid in sy diens. Die sleutelvers in Numeri 1 is vir my vers 2, waar God sê, neem die volle getal van die hele vergadering van die kinders van Israel op, volgens hulle geslagte, volgens hulle families, volgens hulle familiehuise, volgens die getal van die name, al die manlike persone, hoof vir hoof. Nou, enkele gedagtes aangaande Numeri 1. Ons sien God is 'n God van orde. Die noukeurige organisasie van Israel wys dat God nie 'n God van wanorde is nie. Lees gerus in die Nuwe Testament 1 Korintiërs 14 vers 33 en 40 wat dit ook bevestig. Tweedens, wat vir my uitstaan hier is, en ek weet dit raak vervelig as 'n mens partykeer die name lees, maar dink net bietjie anders daaroor. Dit wys dat God elkeen van sy kinders ken, elke stam, elke familie is getel. Niemand was onbekend of onbelangrik nie. Dit laat my dink in Jesaja 43 vers 1 waar God sê, ek het jou geroep by jou naam, jy is myne. Johannes 10 vers 13 waar Jesus sê, hy roep sy skaap op hulle name. En dan ook in Numeri 1 sien ek iets van dat elkeen het 'n roeping. Die verskillende stamme en die Lewiete het onderskeie verantwoordelikhede gehad. Laat my dink aan Romeine 12 vers 4 tot 8, waar ons ook sien dat ons in die liggaam van Christus verskillende roepings het. En dan natuurlik, heiligheid en diens gaan saam. Die Lewiete word duidelik afgesonder vir diens aan die Here. Lees gerus Eksodus 19 vers 6, 1 Petrus 2 vers 9. En dan sien ons ook dat God sy volk voorberei vir die stryd wat voorlê. En dat hierdie stryd Godsin is, die volk moet net opruim eintlik. So die sensus het betrekking gehad natuurlik op die manne wat vir oorlog geskik was. En so word die gelowiges geroep om dan natuurlik ons as gelowiges 'n geestelike stryd te voer. Net vir interessantheid,
Die feit dat 603.555 mans bo 20 getel word uit die 11 stamme uit, onthou die Lewiete is nie ingesluit nie, sê die geleerdes dat dit beteken dat ongeveer 2 miljoen Israeliete in die Sinai woestyn was vir wie God gesorg het. Mense kan julle die organisasie dink of daar soveel mense kos, water, brandhout te gee. Dit is ongelooflik. En die Here het dit gedoen. Ons dien 'n groot God. Lees gerus Efesiërs 6 vers 10 tot 18 waar dit gaan oor hoe God ons voorberei vir die geestelike stryd ook. Dan dui hierdie deel ook vir my heen op Jesus Christus. Want Jesus is die ware hoëpriester. Die Lewiete en die priesters het natuurlik vooruit gewys na Christus, ons volmaakte hoëpriester, soos ons in Hebreërs 4 vers 14 tot 16 lees. Maar hierdie deel wys ook dat Christus versamel en ken sy kudde, soos Israel getel en geken is, so ken Jesus Christus elkeen wat aan hom behoort. Hy sê in Johannes 10 vers 14, ek ken my skape en my skape ken my. En dan 'n heenwyse soos wat die volk georganiseerd was, soos die gemeente, ons die bruidskerk van God, Jesus Christus se georganiseerde liggaam. En ons lees dit in 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 27. En natuurlik is ons as gelowiges ook 'n koninklike priesterdom, soos die Lewiete afgesonder was vir God se diens, is alle gelowiges in Christus geroep om hom te dien. Lees gerus 1 Petrus 2 vers 5 en 9 waar ons as lewende stene opgebou word op Christus. Kom ons oorweeg bidend vandag. Eerstens, op 'n persoonlike vlak, glo jy en weet jy dat God jou by jou naam ken en dat jou lewe vir hom kosbaar en waardevol is? Glo jy en weet jy dat jy 'n unieke plek en roeping in God se koninkryk het? En weet jy dat God verlang dat jou gelewe georden en toegewy aan hom sal wees? En dan natuurlik as ons na die gemeente kyk, glo jy dat elke gelowige gawes en verantwoordelikhede het om mee te werk en te bevorder die opbou van die liggaam van Christus en mekaar te dien binne die liggaam. En dan oorweeg ook bidden vandag. Staan jy jou plek vol in die geestelike stryd? Ons word geroep om geestelik waaksaam en toegerus te wees. Ons krag lê nie in getalle nie, maar in die Here wat saam met ons gaan. Tree jy in vir jou gesin, jou familie, jou naaste. Groete en seënwense op hierdie reis deur Nimeri.